Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees. Ons wil ongelooflik dankie sê vir hierdie geleentheid wat ons mag vir 'n hele week lank in die woord mag delf. Dat ons kan stil raak, Here, en dat ons kan sien waar alles ontstaan het, hoe dit tot stand gekom het, Here, en hoe u hand in elke liewe ding is. Hoe u elke liewe atoompie gevleg het om te maak wat hier so is vandag. Here, ons wil dankie sê vir dit. Dankie dat u vir ons 'n Bybel gegee het om vir ons te help om hierdie goeders te verstaan, Here. En dankie vir u liefde. Dankie vir u ongelooflike genade vir ons wat ons nie aldag verstaan nie. Here, en dan wil ek vra, maak ons harte en ons verstand oop om elke liewe ding wat vanaand gesê word in te drink, sodat ons u beter kan herken, sodoende dat ons nader na u groei. Ons vra dit verseker nie omdat ons enigiets van hierdie goed verdien nie, maar alleen met die grote naam. Jesus, ek kan nog sê. Amen. Right, eerste ding. Dag 1, die skepping. Kyk, so wat ons gaan doen, ek sal vir julle verduidelik soos ons gaan letterlik die Genesis 1 van vers 1 tot aan die einde. Ons gaan hierdie hele week net in Genesis 1 spandeer. En ons gaan letterlik elke woord en elke sinnetjie uitmekaar uittrek en kyk wat daar staan en hoekom dit daar staan en hoe sit aan mekaar gesit. So, dis hoekom ek sê ek so opgewonde oor hierdie, want ons noem dit in teologiese terme, jy doen eksegese. So jy haal die hele teks uitmekaar uit om te verstaan hoekom is die goed geskryf soos wat dit is. En julle sien dit nooit nie. Ons doen dit agter die skerm sodat ons vir julle 'n preek kan gee. So vandag doen ek dit, vir hierdie week gaan ek dit doen sodat julle verstaan hoekom ons waar ons uitkom. OK, so julle sal sien in julle boekies as julle omblaai, daar so aan die linkerkant van die bladsy is die teksgedeelte wat ons vir die dag gaan hanteer, en aan die regterkant gaan daar ekstra tekste wees, en dit gaan gedurende die gesprek gaan dit vorendag kom, so ons gaan dan daar uit lees, so hou dit maar net so oop daarso. Hierdie is joune, jy kan dit saamvat huis toe, so as jy wil aantekeninge maak, of jy wil skryf, of jy wil enigiets doen, is jy meer as welkom om hier op te skryf. Julle aan die agterkant van die boekie, sal julle ook sien, is daar 2 sulke kolomme, aan die linkerkant staan geskape, en aan die regterkant staan gevul. Dis nogals redelik belangrik. Ons gaan aan die einde van elke sessie gaan ons dit invul en dan gaan julle verstaan hoekom is dit belangrik. So hou maar jou boekie by jou. Right, kom ons begin. Ons gaan die eerste gedeelte eers deurlees en dan gaan ons van daar af aangaan. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Sal jy sien, ek het daar in hakies, het ek weer 2 gesit, dis die 1933, dis die ou vertaling. Ons gaan dit lees, want dis nogals belangrik. Want dis bietjie anders as wat die 1983 vertaling is, want dis bietjie nader aan die oorspronklike Hebreëus. En daai vers sê, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. Dan vers 3, toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword, dit was die eerste dag. So die gedeelte wat ek nou vir julle probeer gaan verduidelik nou gedurende hierdie stuk is, ons gaan nou elke keer gaan ek vir julle sê, onderstreep sekere goeders en maak aantekeninge om hierdie gedeelte beter te verstaan. So as jy begin en jy begin by die begin, wat sê die heel eerste vers is, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Daai hele vers is 'n opsomming van die hele Bybel. Die hele Bybel word in daai een vers vasgevang. En ons sal ek gaan dit nou uitlê en hoekom ek so sê. So dit sê vir ons daai, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Met ander woorde, hy het alles wat bestaan het hy gemaak. En hy het 'n tyd daaraan gekoppel ensovoorts, maar dis 'n kort opsomming van alles wat volg. Genesis 1 gee vir ons met ander woorde die breë oorsig oor wat volg. En dan sal julle sien as julle aanlees en julle gaan na Genesis 2 en 3 toe. Genesis 2 en 3 lyk baie soos Genesis 1, as jy dit al ooit gelees het. En julle sal later, sal ek vir julle verstaan, want Genesis 2 is 'n uitbreiding op Genesis 1 se dag 6. Hoop julle verstaan nou wat ek sê. Jy dag 1, 2, 3, 4, 5 en 6
maar Genesis 2 en 3 verduidelik vir ons wat in dag 6 gebeur het. Dag 1 tot 6 is 'n kort opsomming van wat alles gebeur het, en dan skryf die skrywer van Genesis 2 en 3, verduidelik hy vir ons wat alles in dag 6 gebeur het. Okay, so dis min of meer waaroor dit gaan. Dag 6 gaan oor, en ons sal dit op 'n ander keer doen, want dis weer 'n preek van sy eie, gaan oor die verhouding wat God met ons wil hê. Hoekom is alles hierso? Hoekom is hierdie aarde geskep? Vir een doel. Net een doel. God wil 'n verhouding hê met my en jou. Dis hoekom hy hierdie, om die Engelse woord te gebruik, elaborate scheme gedoen het. Dis hoekom hy begin het en wat hy gedoen het, soos wat hy gedoen het, op die volgorde en die wyse wat hy dit gedoen het, is omdat hy 'n verhouding met ons gebou het, vanaf die fynste molekules af tot waar ons vandag is. So ons gaan dag 6 Sondag sal ons bietjie meer hieroor praat, oor die verhouding gedeelte. Okay. Ons begin daarby heel by die begin, soos daar so sê. So as jy wil omkring daai in die begin, maak so 'n sirkel rondom dit, dan weet jy dis waaroor ons nou gaan praat. In die begin. So as ek vir jou sê in die begin, wat kommunikeer ek aan jou? Wat sê ek vir jou? Eerste ding wat ek vir jou kommunikeer is tyd. Want as ek sê in die begin, beteken dit daar moet 'n einde wees. Want ons praat nie van ek het iets daar neergesit nie, want hier's tyd verbonde hieraan. Daar was 'n begin. So voordat enige iets nog daar was daar 'n begin. God het 'n begin gesit, want daar moet 'n einde ook wees. So dit moet die gesegde van elke goeie ding kom tot 'n einde. En dis presies waar dit vandaan kom, in die begin. Dit gaan oor tyd. Dit veronderstel 'n einde. So dis hoekom daai gedeeltetjie daar is. En dan die volgende ding wat jy ook kan omkring is God. So dan is dit, hoekom God? Nou die woord daarson, dis hoekom ek sê, dis hartseer partykeer dat ons nie dit in ons Bybels het nie. Die woord wat daar gebruik word in Hebreëus is Elohim. Elohim. Dis die woord wat vir God gebruik word daarso. Elohim, dis belangrik, julle sal nou verstaan hoekom. So, God het gegaan en hy het gesê in die begin, so met ander woorde, voordat enige iets nog bestaan het, was God daar. Hier is die belangrike gedeelte. Wie van ons het al gehoor, hoeveel keer word daar gevra, maar wie het God gemaak? Ons het dit al baie gehoor. As ons dan nou al hierdie goeters het, wie dan God gemaak? En hierso is waar ons die verkeerde vraag vra. Want as jy die vraag vra, wie het God gemaak, dan wil jy God rationaliseer. Dan wil jy God in 'n boksie sit. En ek sê jy nou, enige iets wat ek in 'n boksie sit, wil ek nie aanbid nie. So met ander woorde, die konsep van, as jy begin om vir God te probeer vasvat binne in 'n naam, in 'n gedagte, in 'n konsep, dan is jy besig om God te limit. Dan is jy besig om lengte, breedte, mate aan hom te sit, en dan probeer ons vir God verstaan. Ek kan nie eers my vrou verstaan nie, hoe gaan ek God verstaan? Julle verstaan die probleem waarmee ons sit. So God wat alles gemaak het, wil jy nou probeer verstaan. Daar's nie 'n manier wat dit ooit gaan gebeur nie. So ek dink ons moet jy moet dit half uit jou kop uit kry, en mense wat veel vra, maar wie dan vir God gemaak? Dan sê jy net, wie wat so eenvoudig soos wat dit is. Die Bybel sê vir ons, daar's party goed wat ons nooit gaan verstaan nie. Hierdie is een van hulle. Ons gaan nooit verstaan waar God vandaan kom nie. Ons gaan nie weet wie is God nie. Ons het God redelike goeders wat ons weet van hom, karaktertrekke, maar ons gaan nooit die volheid van God ooit verstaan nie. So as ons daar staan in die begin, het God. So met ander woorde, voor enige iets nog daar was, het God daar gewees. God bestaan nog altyd. Hy is van die begin van tyd af daar. Inteendeel, God is bo tyd. God staan buitekant tyd. Tyd het niks eers met God te doen nie. God het geskape en alles is afhanklik van hom. Met ander woorde, alles op hierdie aarde is afhanklik van hom. Is nou die dag by 'n boeredag gewees, en toe sê ek die volgende, en dis seker die waarste woorde wat ek in my lewe al gelees het. Dis nie my woorde nie, is iemand anders se sin gewees. It all boils down to this: topsoil and God. Is dit nie? It all boils down to this: topsoil and God. Jy kan maak wat jy wil. As God nie na die partytjie toe kom, gebeur niks nie. Dis so eenvoudig so wat dit is. So die woord hier Elohim, wat vir God gebruik word,
verduidelik vir ons 'n klomp goeders van God. Nou, in die Ou Testament alleen is daar meer as 24 verskillende name wat vir God gebruik word. Meer as 24. Want daar is soos Elohim, El Shaddai, Adonai, daai tipe goeders. En dan staan woorde wat koppelwoorde ook nog is. Nou dis net in die Ou Testament. Dis nie eers die Nuwe Testament, dis net die Ou Testament. So as meer as 24 verskillende benamings wat vir God gebruik word. En hierdie is met ander woorde belangrik. Die woord wat hierso gebruik word vir Elohim is belangrik. Hoekom? Want dis 'n meervoudvorm. Met ander woorde, is nie enkelvoud nie, dis meervoud. Dit beteken, daar is meer as een. Daar's nie net een God nie, daar's meer as een. Maar dit is die Triniteit, wat ek Sondag probeer verduidelik het met die eier. Dis die Triniteit, dis meer as een God. Nou hierdie gedeelte is, hoekom ek sê dit so belangrik is, die Jode glo nie daaraan nie. Die Jode glo nie in die Triniteit nie. Hulle sê, die Messias het nog nie gekom nie. En vir hulle, om in die Ou Testament te skryf, dat God meer is, meer as een, vat ongelooflik baie. Hulle sou dit eerder wou wegvertaal het, om God enkelvoudig te maak, in plaas van meervoudig. Dis hoekom dit so belangrik is, om te weet, Elohim is meervoudig. So, met ander woorde, later, julle sal sien in vers 26, as ons daar kom, by die 6de dag, dan word daar gepraat van ons. Ons het besluit om die mens te skep. Dan word die woord Elohim weer daar gebruik. Dit moes eintlik gestaan het in jou Bybel. En Elohim het besluit in plaas van ons. Aan die begin, daar moet staan, in die begin het Elohim geskape. En by vers 26 moet daar weer staan, en Elohim het gesê. So dis waaroor daai gedeelte belangrik is. Aan die volgende dingetjie wat jy kan omdring is, geskep. Hoekom is geskep belangrik? Geskep is ook meervoud. Dit beteken, dit wys terug na die persoon wat dit gedoen het. So nou word dit al 2 keer bevestig. Ek het al hoeveel keer gesê, die Bybel is hy 1 keer 'n ding sê is dit belangrik, is hy 2 keer 'n ding sê is dit baie belangrik. 3 keer moet jy weet, dit is ontsaglik belangrik. Nou sê hy vir die 2de keer, God is meervoudig, God is meer as net een. Met ander woorde, dit verwys na wat? Die skepper, na God, na Elohim. Dit verwys na meer as net een entiteit. Nou, die belangrike gedeelte vir dit, hoekom word dit vir ons so gesê? Die skrywers kon nie hier gegaan het, of die skrywer kon nie hier gegaan het en gesê het, wie wat, maar die gode het dit gedoen nie, want dit sou die mense die mekaar gemaak het. Vir wie Genesis geskryf? Vir Oud-testamentiese Jode. Met ander woorde, dit is vir die beginmense geskryf. Ons verstaan dit al beter, hulle het dit nie verstaan nie. So dis hoekom dit so geskryf is. Daar is nie genoeg, of daar's nie te veel inligting vir hulle gegee nie. Daar's klein bietjie inligting gegee. So dis hoekom ons nou verstaan as God as meervoudig, maar hulle sou dit nie verstaan het nie. OK. Dan gaan jy oor en dan kan jy skryf daar die hemel en die aarde. So God het in die begin, jy nou omkring, God, hemel en die aarde. So hoekom is die hemel en die aarde belangrik hierso? Dit gaan daaroor dat ons moet hierdie hemel en die aarde verstaan op die volgende. Die woord hemel hierso in Hebreëus is shamayim. Weet ek gebruik 'n klomp groot woorde, maar dis nodig. Is shamayim. Nou die Jode het geglo, daar's verskillende vlakke van hemel. Julle moes al gehoor het, die ou gaan in die 2de of in die 3de hemel wees. Julle het dit al gehoor. En dis wat hierso aangaan. Hulle praat van shamayim hierso. En die Jode het dit doeteenvoudig genommer. Die 1ste hemel, die 2de hemel, die 3de hemel. Nou die 3 tipe hemele wat daar was, en hulle het dit baie eenvoudig begin nommer. Die onder op die grond, tussen die grond en die atmosfeer, is hemel 1. Tussen die atmosfeer en die ruimte is hemel 2. En dan waar God is, die Engels het 'n mooi woord, where the God throne is. Daar's hemel 3. Met ander woorde, waar God is die 3de hemel, die 2de hemel is in die atmosfeer, en die 1ste hemel is op aarde, tussen die aarde en die atmosfeer. Ons weet, daai hemel is nie waar God is nie, want God het geskep. Hoekom gaan hy vir hom 'n plek skep om te bly?
Ons weet dit is nie die tweede hemel nie, want die tweede hemel is waar die sterre en die son en die maan nog moet kom. So waar is die eerste, wat is die hemel? Is die eerste hemel. So dis die Shamayim hemel. So met ander woorde, dit is die eerste hemel. Nou as jy agter op hierdie boekie kyk, aan die agterkant sal jy sien, hier staan aan die een kant geskape, en dan sal jy sien daar so dol weggedruk dag 1. En dan onder dit dag 2, dag 3, en dan skuif jy oor na die ander kante toe, wat sê gevul, en dan staan daar dag 4, dag 5, dag 6. Hoekom is dit belangrik? Hoekom is hierdie gedeelte belangrik? Hoekom is hierdie chart belangrik? Want dag 1 sê vir ons wat gebeur op dag 4. Dag 2 sê vir ons wat gebeur op dag 5. Dag 3 sê vir ons wat gebeur op dag 6. Dit is hoekom daarbo aan staan, geskape, God het iets geskape, dan het hy 'n doel gehad hoekom hy dit geskape het, en in dag 4 gaan hy die doel vervul. Hy het die hemelruim op dag 1 geskape. Hoekom? Ag tussen die grond en die osoon. Hy het daai gedeelte geskape, hemel 1, Shamayim, het hy geskape. Hoekom? Want hy moet iets daarin sit op dag 4. Ek weet dit is nou baie de mekaar, maar dit sal soos wat ons aangaan sal julle verstaan. So dag 1 maak God goeders wat hy in dag 4 daarin gaan sit. Verstaan julle? OK. So die begin is die hemel en die aarde. Nou, hier het ek geleen by 'n ander outeer. Hierdie 3 goeders, die begin is tyd, die hemel en die aarde. Daai 3 kan nie sonder mekaar bestaan nie. Dis onmoontlik dat dit sonder mekaar bestaan. Hulle is afhanklik van mekaar. God het dit so geskape, so aan mekaar geweef, want hy het geweet presies wat hy gaan maak. Want die 3 forme, as ons kyk in die begin, dis tyd. Het God die hemel, dis ruimte. En die aarde, dis materie. So in die begin, tyd, het God die hemel, ruimte, en die aarde, materie gemaak. Hy moes hulle al 3 gelyktydig gemaak het, hy kon hulle nie apart gemaak het nie. Hoekom? Want as jy materie het, as jy iets gemaak het, en jy het geen ruimte om dit in te sit nie, waar sit jy dit? Want hier het ek nou 'n ding, maar ek het nêrens om dit te sit nie, wat maak ek daarmee? So jy moet die ruimte en die materie, moet jy gelyktydig maak. So met ander woorde, as jy materie het, en jy het geen ruimte nie, waar sit jy dit? As jy materie het, en ruimte, maar jy het nie tyd om dit in te sit nie, wanneer sit jy dit? Met ander woorde, jy's nou hier, as jy gister hierdie tyd hier was hier niemand nie. Want jy's op die regte tyd, by die regte plek. As jy môre hiernatoe kom en nou stel dit af, en ek's nie hier nie, dan kom jy na, verstaan julle, hoekom is dit so nodig, dat hierdie goed by mekaar moet pas? Want tyd, ruimte en materie moet gelyktydig wees, om hierdie goeders perfek te maak, en dis wat die Big Bang Theory by die venster uitgooi. Want ewe skielik, daai goeders kan nie so presies by mekaar uitgekom het nie. So in die begin, tyd, het God, ons gaan nou by hom kom, ons gaan nou 'n bietjie verder oor hom praat, het God die hemel, ruimte en die aarde gemaak, materie. God is trinitaries. Hy is 3 in 1 en 1 in 3. Kyk hoe weef God hierdie goed aan mekaar. In die begin tyd. Tyd het verlede tyd, hede tyd, toekomende tyd. 3. Het God die hemel, ruimte, lengte, breedte, hoogte. Het hy die aarde gemaak, materie, vaste stof, vloeistof, gas. Per ongeluk. Die God van God, die 3 in 1, het ruimte gemaak, lengte, breedte, hoogte. Materie gemaak, vaste stof, vloeistof, gas. Tyd gemaak. Nou, gister, môre.
En dit alles kom presies byeen. Op 'n presiese oomblik. Ek weet daarmee, hoe kan 'n mens nie hierin glo nie? Vers 2. En nou gaan ons net die eerste gedeelte, ons sal later 'n bietjie daaroor praat, maar ek wil die tweede gedeelte van die 1933 vertaling wat die 33 agter staan, dit verduidelik dit 'n bietjie beter, so ons gaan dit gebruik. En die aarde was woes omkring en leeg omkring, en die duisternis omkring was op die wêreldvloed omkring. So gaan daai 4 goeters behandel. So die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die watervloed. Hier is net 'n beter beskrywing as wat die 83 vertaling doen, is nader aan die Hebreëus. So die Hebreëse woord vir woes is tohu. En dit beteken letterlik deurmekaar of sonder betekenis. So dis woes, dis deurmekaar en dit het sonder betekenis. Die woord vir leeg is bohu. En dit beteken sonder enige iets of 'n vakuum. So wat beteken dit? Dis iets wat de mekaar is sonder enige betekenis, wat sonder enige iets is wat in 'n vakuum is. So met ander woorde, ons het geen idee nie. Dis maar waarop dit neerkom. Daar's niks nie, maar daar's iets. God het dit so gemaak. Hy het eintlik wat hy gedoen het, is hy het 'n atoom gevat en het hom uitmekaar uitgebreek en hy het al die stukke gelos. Nou dryf daai stukke so rond. Dis 'n atoom, maar dis nog nie 'n atoom nie, want dit is nog nie 'n atoom nie, want 'n atoom bestaan uit protone, neutrone en elektrone wat bymekaar moet kom. En wat is een van die hoofeienskappe van 'n atoom? Klomp niksheid. As 'n klomp niksheid in 'n atoom. So met ander woorde, hierdie goeters het gebeur. En dan is dit die wêreldvloed. Daai wêreldvloed. Die woord daarvoor is Tehom, of die diepwaters wat die Afrikaans hier so gee. En dit beteken letterlik, en ek kry nie 'n goeie Afrikaans hiervoor nie, 'n abyss. Dis daai, ek weet nie of wie van julle dit al gesien die Mariana Trench in die see, dis die diepste onderste gedeelte wat jy ooit kan kyk, dis dit. Dit beteken letterlik 'n groot oop leestuk niksheid wat afgaan, en dit is asof daar nie 'n einde is nie. Dit loop net aan en aan. Daar's geen vorm nie, daar's geen struktuur nie, maar dit is besig om al hoe dieper en dieper te gaan, en niemand weet waar is die einde van dit nie. Dit is wat daai beteken, daai waters. Nou, hoekom hulle die woord water gebruik is, dis die naaste vertaling wat ons kan kom aan want Hebreëus het nie 'n woord vir dit nie, daar is nie 'n woord vir dit nie, om dit te probeer verduidelik. Ek het eendag vir iemand gesê, julle weet toe Moses vir God gevra het, wat moet ek sê vir die mense, wie het my gestuur? Dan sê God vir hom, sê vir hulle, ek het jou gestuur. Nou as jy dit direk wil vertaal, en hierdie gaan glad nie sin maak, maar dis die punt, is dit God vir Moses gesê, sê vir hulle, ek is wat nog gaan word, wat reeds was in die toekoms, wat nog nie daar was nie, in die tyd wat dit nog sal wees, in die verlede sal vir jou stuur. Verstaan julle die diepte? Dit is so diep, dat ons as mense dit nie kan verstaan nie. Nou verduidelik God, of nou probeer hulle vir ons verduidelik hierso, wat is dit? Nou, om dit in eenvoudig Afrikaans te probeer sit, dis 'n diep, bodemlose spasie, waar 'n niksheid in is nie met iets. OK. Hierso is wat dit is. Dis so 'n tipe bedryf. So met ander woorde, op dag 1 het hierdie atoomgoeters ontstaan. Dis subatomiese partikels, wat meestal net niks is nie, en die protone en die neutrone en die elektrone het nog nie 'n atoom gevorm nie, maar ons het massa, we've got mass. So om terug te spring na daai eerste 3 gedeeltes van tyd toe, is daai ruimte en materie, die 3 uit, dan kom ons by Elohim se 3. Vers 2b, as jy lees daarso. Maar die Gees van God
het oor die waters gesweef. Nou jy kan gees van God kan jy omkring, en dan kan jy gesweef omkring. So ons het nou gesê, God is Elohim, so Elohim, die gees van God, en dan, julle moes hierdie woord al voorheen gehoor het, Ruach. Dis die gees van God, is Ruach. So Ruach het oor die water gesweef. Hoe ken ons vir God? Ons ken God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. So met ander woorde, waar is Jesus Christus dan? As ons praat van God is drie-enig, waar is Jesus dan in hierdie hele prentjie? Want sien, ons weet, Jesus word nie hier spesifiek genoem nie. Want ons kry die eerste ding, die Gees, die Ruach van God, Elohim, so ons kort, Christus, en soos Christus, ons kort vir Jesus Christus. Maar op hierdie oomblik word daar nie vir hom pertinent genoem nie. Maar dan kom hierdie gedeelte, en julle sal sien daar so langsaan staan, Johannes 1 vers 1, ekskuus, en dis wat ek Sondag gespeel het, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. In die begin was die woord, en hier in Johannes word die woord gebruik logos. En die woord was by God, theos. Twee verskillende entiteite, nie dieselfde een nie. Dis hoekom Johannes dit so geskryf het. Hy het dit reeds so geskryf om jou te verduidelik, dis nie dieselfde persoon nie. In die begin was die woord, logos. Jesus staan later bekend as die woord, logos. En die woord was by God, theos. So logos was by theos. So Jesus was by God gewees van die begin af. So hier is waar Johannes impliseer en wat hy vir ons sê. Die materie, die drie goeders, die ruimte, die drie goeders, die tyd, drie goeders, is deur God, die Vader, God, die Gees, en God, die Seun geskape. So outomaties kry ons die 3 van 3 van 3 van 3. En dan as jy daar lees by vers 2, maar die Gees, die Ruach van God, het oor die waters gesweef. Daai sweef van die Gees oor die waters, dis Margethef, die Hebreëus is Margethef. Dit het oor die waters gesweef. Nou, sweef, en wat dit probeer verduidelik hierso, en dis hoekom daai woord gebruik is, daai Margethef word slegs een keer in die hele Bybel gebruik. Die woord word nooit weer gebruik nie. Dis hoe belangrik daai woord is. En dis wat ook die ander gedeelte is. Ek sê altyd as 'n ding een keer genoem word, is dit belangrik, maar hierdie woord word net een keer gebruik. So, net een keer. Want dit verduidelik vir ons, hoor jy so, hierdie is belangrik, want ek wil vir jou verduidelik hoe het die Gees van God oor die water gesweef. Dis daai ongelooflike, grasieuse vloei. Dis nie 'n fladder of 'n die beste beskrywing is dis 'n butterfly wat flutter by. Dis daai ongelooflike, daai sagtheid. Die Gees was daar gewees, maar die Gees was net daar gewees, maar jy het verseker van hom geweet. As jy al 'n pad saam met die Here gestap het op 'n stadium, sou jy die volgende gevoel het. Jy voel partykeer as God so in jou instap. By my is dit, ek kry seker koue rillings, dan slaan ek so hoendervleis uit. Dan weet ek, God is nou by my. Jy voel dit, jy voel hy kom in, maar hy doen dit so saggies. Maar een van my gunsteling gedeeltes is in 1 Konings 19, waar Elia vir God sê, God wys my wie jy is. En dan sit hierdie donder weer in al hierdie goeders, en dan sien hy vir God en niks van dit nie. En dan ergens gebeur die volgende, en dan staan daar so, in die fluistering van die windstilte, het hy God gevind. Is dit nie ongelooflik mooi nie? In die fluistering van die windstilte.
Dis daai wat 'n blaar net so beweeg. Jy sien daar's wind, maar jy weet nie reg van hom nie. So dit is, ons het mass. Nou het ons beweging saam met dit. We've got movement. Hoe weet ons dit? Dis nou net gesê, die gees van God het oor die water gesweef. Met ander woorde, God se gees het oor die water gesweef. So, terwyl al hierdie goeders gebeur het, terwyl God besig was om hierdie materie aan mekaar te begin weef, het ons beweging saam met dit waar hierdie gees van God sweef, paragethef, sweef oor die aarde. So massa, wat is 'n ander woord vir beweging? Energie. Daar moet energie, niks kan beweeg as daar nie energie is nie. Jy het energie nodig. So met ander woorde, ons het massa en ons het energie. Ons kan 'n wiskundige vergelyking maak hiervan. Dit al word voorheen gesê, E equals mc square. Waarvoor staan E? Energy. M, mass. Wat kort ons? Waarvoor staan C? Wie weet waarvoor staan C? Lig. Einstein is toe nou so slim soos wat hy gedink het nie. So wat het ons nou alles hierso? Ons het E equals mc square. Einstein het met dit vorendag gekom en hy het gesê, weet wat? Hierso is hierdie wiskundige vergelyking wat ek 'n klomp goeders mee kan doen. So dis die spoed van lig. Vers 3. Toe het God gesê, laat daar lig wees. Hier bring God die hele formule wat Einstein hoeveel jaar na die skepping uitgedink het, bring hy nou by. En daar was lig. Nou het ons lig, maar ons het geen bron nie. Want waar kom die lig vandaan? Waar kom ons lig vandaan? Son. Maar God het nou net lig into existence gespreek. Waar kom dit vandaan? Sien, want lig kom eers, son, maan en sterre kom eers op dag 4. Onthou julle ek het gesê in dag 1, kyk agter op daai chart van jou, is God besig om iets voor te berei wat in dag 4 gaan gebeur. So God is besig om hierdie goeders bymekaar te maak en om hierdie goed te sit daarso, sodat hy die, en ek wil die woord canvas gebruik, want dit is vir my 'n mooi woord. God is besig om hierdie canvas te vat en om voor te berei vir alles wat hy gaan verf op dit. En as ons daar gestaan het, het ons net hierdie niksheid gesien nie, en God het daarna gestaan en het hierdie wonderwerk gesien, en het hierdie masterpiece gesien, en ons sou dit nooit gesien het nie. Maar hy weet wat kom, hy sien vooruit, hy sien klaar wat alles gaan gebeur, maar is nog nie daar nie, want hy vat sy tyd. Jy al agtergekom as jy regtig ergens oor 'n ding, dan vat jy jou tyd daarmee, jy jaag dit nie af nie, jy sit en sodra jy begin om dit af te jaag, dan moet jy ophou. Ek het al baie keer, dan kom ek agter, nou is jy besig om spoed aan te sit, nou staan ek op en ek los dit, want nou gaan ek dit opmors. So kom ons los dit eers. En God is besig om hierdie goeie so fyn te beplan, maar daar is nog nie 'n fisiese lig nie, so waar kom daai lig vandaan? Want sien, hierso is die wonderlike gedeelte, en ek het dit Sondag gesê, Genesis 1 en 2 is parallel met Openbaring 21 en 22. As jy hulle teenoor mekaar gaan lees, dan sien jy presies ek wil amper sê die spieelbeelde van mekaar. Want sien, die toekomende aarde, die ene wat kom, gaan nie 'n son hê nie. Daar gaan ook nie 'n lig wees nie. Hoe weet ek dit? Openbaring 22 vers 5, jy sal sien ek het daar geskryf, daar sal nie meer nag wees nie, die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Met ander woorde, God het klaar vir ons voorberei, en julle sal sien, want by volgende vraag is, of jou volgende vraag is dalk miskien nou maar, as daar dan in die nuwe hemel en die nuwe aarde nie 'n son gaan wees nie, hoekom is daar nou een? Alles wat God maak, maak hy met 'n doel.
Hy maak nie net iets sommer nie, hy maak dit met 'n doel. En baie van die goeders maak hy as metafore. Hy maak dit sodat ons goed kan verstaan, omdat ons nie altyd slim genoeg is om die goed te verstaan nie. Dan sê God, ek gaan vir jou iets fisies gee, dat jy dit kan verstaan. Ons het nou probeer om niks uit te verduidelik en kyk tot waar dit ons gebring. So met ander woorde, God gee vir ons fisiese goeders. So as God dan die son geskep het, dan is dit ons nou soos in God skep dan donkerte ook. Maar dit maak ons nie sin nie. Is donker nie net die afwesigheid van lig nie? Nee, dit is nie. Ek het altyd so gedink. Ek het altyd gesê donkerte is die afwesigheid van lig. Dit is nie. God het donkerte ook geskep. Donkerte is die produk van iets. Jesaja 45. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak, al ken jy my nie. Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste, as jy wil dit onderstreep, daai gedeelte van die ooste tot by die weste kan weet, dat daar buiten my geen God is nie. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Ek maak die lig en skep die donker. Dis nie 'n byproduk nie, dis gemaak. Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Sien julle waar begin die vergelykings nou kom? Lig, voorspoed, donker, ramp. God maak dit sodat ons kan verstaan, daar's goed en sleg. Ek is die Here, ek doen al hierdie dinge. Net om God terug te spring na die ooste tot die weste. Hoekom word daai gedeelte gebruik? Op 'n ander gedeelte in die Bybel staan daar: Ek sal jou wit was so sneeu, ek sal jou sonde van jou verwyder so ver soos die ooste van die weste. Hoekom ooste tot die weste? Hoekom nie noorde tot die suide nie? Ooit al daaraan gedink? As jy op die Noordpool staan en jy begin loop in enige rigting, watter rigting stap jy? Suid. Maak nie saak watter kant jy stap. En sê nou maar jy het nou genoeg stamina om te stap tot op die Suidpool, dan bereik jy die Suidpool. As jy op die Suidpool kom en jy begin loop in enige rigting, waartoe stap jy? Noord. So jy gaan op 'n stadium weer by die Noordpool uitkom. As jy in die middel van die aarde stap en jy stap wes, wanneer kom jy by wes uit? Nooit. God verduidelik vir ons, hoi, as ek jou gelos het en ek het jou vrygemaak van jou sonde, is jy vry vir altyd. Daar's nie 'n eendag nie. Daar's nie 'n dalk gaan dit gebeur nie. Dis vry, jy's los. En hier so staan dit, ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet. Met ander woorde, enige een persoon wat ooit bestaan het, wat gaan bestaan, nog kan bestaan, sal weet hiervan. Gaan nie 'n geheim gehou word nie, ons sal weet daarvan. So lig is 'n verteenwoordiger van goed en donker van sleg. In hierdie nuwe wêreld gaan ons nie sleg hê nie. As die nuwe aarde kom, gaan ons geen sleg meer hê nie. Met ander woorde, donker is daai metafoor vir dood, vir sonde, vir rebellie. Die lig jaag die donker weg, wat weer 'n metafoor ondersteun van die komende waarheid en die nuwe lewe. Die waarheid en die geregtigheid. Aan die ander woorde, die lig sal die donker verdryf, maar daar's donkerte wat verdryf moet word. Want as jy die lig afskakel, dan oorval hierdie donkerte jou weer. Dis hoekom Paulus op 'n stadium skryf: dit wat die vlees wil die gees nie, en dit wat die gees wil die vlees nie. En dan sê hy op 'n stadium, ek wens ek kan nou doodgaan. Hoekom wil hy doodgaan? Dis nie dat hy nie van die aarde hou nie, hy wil van die gemors ontslaa raak, want die gemors veroorsaak dat ons sonde doen. As jy in God se teenwoordigheid beweeg die hele tyd, as jy in sy teenwoordigheid stap, dan hinker jou gees die hele tyd na hom toe. Maar hierdie lyf keer laat hy daar uitkom. Dis hoekom ons ook 'n nuwe liggaam gaan ontvang die dag as ons wedergebore word. Want die oue is verby, die sondige natuur los ons agter. So met ander woorde, hierdie gemors van 'n liggaam los ons hier en ons kry 'n nuwe lyf. Hoe lyk daai lyf? Sondeloos. Dis die wonderlike gedeelte.
Dan gaan ons na vers 4 toe. God het gesien, die lig is goed. Omstreep, omkring goed. En hy het die lig en die donker van mekaar geskei. Sien julle, God skei dit. So met ander woorde, daar is donker gewees en daar was lig gewees, maar hy het dit geskei van mekaar. Maar het God nie nou net lig gespreek nie? Waar is die donker dan? Dit was saam met die lig. Dis een entiteit gewees wat moes oopgebreek word om twee gedeeltes te maak. Weet dit maak nie sin nie, maar dis hoe dit werk. God het die lig toe dag genoem en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, hoor mooi, dit het aand geword, onderstreep, en dit het môre geword. Sien julle, dit word omgeruil van hoe ons dit ken. Ons praat van oggend en aand. Hierso word gepraat van aand en oggend. As 'n rede, ons gaan nou by dit kom. So daai, ons gaan na vers 4 toe. God het gesien die lig is goed. Die woord daarso vir goed is toop. Ons gaan elke dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6 tot in die helfte. Dan sê God elke keer, dit is toop, dit is goed, dit is toop, dit is goed. Nou dit klink daar 'n simpel, eenvoudige woordjie, dit is goed, maar weet julle hoe belangrik is dit? Want wat beteken dit is goed? Goed beteken dit is bruikbaar. Goed beteken nie dit is okay nie. Dit beteken dis bruikbaar. Dit is iets wat gemaak is vir 'n sekere doel. Ek kan iets wat ek daaruit gemaak het, kan ek iets daarmee maak. Ek het nie net die ding sommer gemaak vir geen rede nie, daar's 'n doel agter dit. So met ander woorde, dit is bruikbaar. So hoekom sê God dan die lig is goed? En hy het die lig en die donker van mekaar geskei. So, ons het nou net gevra, is dit nie outomaties so nie? Dis dan teenoorgesteldes van mekaar. Die van julle wat nog saam met die kindertjies verf, wat gebeur as jy wit en swart by mekaar sit, jy kry grys. So met ander woorde het God dan nou grys gemaak aan die begin. Nee, hy het dit gesplit. En al wat hy gedoen het, is hy het gesorg, hy het dit fisies geskei, maar hy het dit ook tydelik geskei. Want dink gou by jouself, as daar net lig en donker is dit so goed, jy sit 'n flitslig of 'n lig aan en af. Donker, lig, donker, lig, donker, lig, donker, lig. God het gesê, maar dit kan nie so werk nie. Want anders dan gaan die hele aarde gelyktydig verlig wees en die hele aarde gaan gelyktydig donker wees. Lig, donker, lig, donker. Later daaroor. So God sê, nee, ons maak dit tydelik. Ek sit nag en dan gaan dit in dag in. Dan gaan dit in nag in, dan gaan dit in dag in. So dis 'n oorgangsfase die hele tyd aan mekaar. God het dit so gebedoel. God het die lig toe dag genoem en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, dit het môre geword. Hoekom nag en dag? Hoekom nie dag en nag nie? Sien, en dis waar ons heeltemal die plot deesdae heeltemal mis. Ons mis hierdie totaal en al. Van nou nie sê steek hande op nie. Wie het vanoggend dit gehad? Nou weer opstaan om te gaan werk. Ek sien lus. Yes, ek is nie eens uitgerus nie. Ek is nie lus vir dit nie. Van bekend, né? God het dit so gemaak. Dit was aand en dit was oggend en dit was die volgende dag. Jy het uitgerus om opgewek jou werk te doen vir die volgende dag. Want God het werk goed gemaak. Dis ons wat die werk sleg gemaak het. Toe ons die sonde in die wêreld ingebring het, toe werk sleg geword. Werk is veronderstel om goed te wees. Dink gou by jouself, as jy iets doen wat werk is, wat lekker is. Dis die lekkerste ding in die wêreld om dit te doen, want dis lekker en dis wat God die hele tyd beplan het vir ons. Dis hoekom hy sê dis aand en oggend. Jy rus uit om die volgende dag in te gaan, vol energie, vol entoesiasme, sodat jy by die aand kan kom om te gaan slaap.
Die Jode het hierdie gebruik, hulle praat van die lunar kalender. En dit, ek sal op 'n stadium verduidelik, en dis hoekom Jesus op die Vrydag kon doodgegaan het en op die Sondag kon opgestaan het, en dis 3 dae. Maak mos nie sin nie. Vrydag, Saterdag, Sondag is nie 3 dae nie. So, want Jesus is Vrydag laat gekruisig. Dis die lunar kalender, want hulle het anders te getel. Hulle dag het begin in die aand. So met ander woorde, Vrydag het geëindig Vrydag aand, toe het Saterdag begin, so dis die tweede dag deurgeloop, en toe het Sondag, Saterdag aand eintlik begin. Verstaan julle? Dis hoekom dit die Sondag is, dis hoekom dit 3 dae is, en nie 2 dae nie. In ons kalender werk het op 2 dae, in hulle tyd sou dit 3 dae gewees het. So dis hoe God dit gemaak het. So Einstein se relativiteitsteorie, nou sê ons almal, ja maar, wetenskap is so teen dit. Wetenskap is nie teen dit nie. God het daai teorie vir ons aan mekaar gesit in Genesis 1 vers 1. Het hy gegaan en gesê, energie is gelyk aan massa teenoor die spoed van lig. Dit het hy heel aan die begin gesit. Met ander woorde, lank terug toe hierdie geskryf is, God is die outeur van wetenskap. Hy is nie teen dit nie, hy het dit geskryf. So hierdie wat mense sê, ja maar wetenskap wys, wetenskap doen nie dit nie. Wetenskap doen dit verseker nie. OK, vat jou boekie, dan kyk jy hierso en dan skryf jy hierso, geskape by dag 1, materie, energie, lig, donker, tyd. Sien, dis baie meer as dag en nag, né? Ons sê altyd dis net dag en nag. Dis nie net dag en nag nie. Materie, energie, lig, donker, tyd. Dis die eerste 5 goeders wat God gemaak het op dag 1. Ons kan nie God vasvang nie, al wil ons hoe graag probeer. En ons gaan dit elke aand sien. Elke aand raak hierdie net groter en groter en groter, en nou God net ewe skielik vir ons net wys, o jy dink jy weet, kom ek wys vir jou gou ietsie niets. En dis wat die week vir julle voorlê. Elke dag gaan ons ietsie byweef in hierdie hele tapestrie wat God vir ons klaar gemaak het, wat ons net gaan uithelp en uittrek, en dan gaan God vir ons sê, kyk net gou hierso. Kyk net, en dan op die ou end, as ons by die aha oomblik kom op dag 6, wat ons is, dan sit soos 'n aha, o dit was vir my. God doen hierdie goeders met een doel, vir jou, vir my, dis al, dis hoekom hy hierdie doen, een doel. Sluit die oop. Here, ons wil dankie sê vir u liefde en vir u genade. Ons wil dankie sê vir alles wat u vir ons doen, en ons wil vir u dankie sê dat ons 'n uur kan vassteek op 5 versies, om te kan sê hoe groot u is, en dat ons eintlik agterkom, ons weet absoluut niks. Ons dink ons weet, maar ons weet nie. Maar Here, help ons om die bietjie wat ons weet, om dit vas te maak, en in ons harte vas te knoop, dat ons so lief raak vir u, dat ons kan sien, u het hierdie vir ons bymekaar gemaak, u het vir hierdie vir ons gegee om vir ons te wys. My kinders, kyk asseblief, wat gaan hier aan? Want ek wil vir julle wys wat ek vir julle gegee het. So Here, dankie vir liefde en dankie vir genade. Amen.